Welkom by Wiskunde met Hildegard. Vandag kyk ons na vraag 5 van die NSS 2024 vraestel. In hierdie vraag gee hulle vir ons 'n grafiek, F, wat 'n hiperbool is, en dit het 'n definisieversameling, so uiteraard dit is die x-waardes, van minus oneindig tot by 1, en dan weer 1 tot oneindig. En dan sê hulle ook dat ons 'n y-afsnit het by 0, 1, en 'n simmetrielyn van f word gegee deur g van x is gelyk aan x minus 3. En nou moet ons die vraag beantwoord. So eerstens wil hulle weet wat die waarde is van p. So onthou, p is die x-asymptoot. So dit is die vertikale asymptoot. So ons kan eenvoudig gaan en 1 in x se plek invervang en alles gelykstel aan 0. Kom ek wys gou. So x plus p is 0. So ons het dan 1 plus p is 0. So daarom is p gelyk aan minus 1. Ok, nou moet ons uitwerk wat die vergelyking van die horisontale asymptoot is. So in effek moet ons dus so bepaal die waarde van q. Ok. So dit is nou hierdie lyn wat ons moet uitwerk. Right. Ons gaan hierdie vraag oplos deur na die simmetrie as te kyk. So, onthou, ons is g van x is gelyk aan x minus 3 gegee, en ons weet dat x is gelyk aan 1 is 'n punt op hierdie grafiek. So, dus kan ons die spesifieke koördinaat uitwerk deur 1 in g van x in te vervang. So, g van 1 is dan 1 minus 3, wat gelyk is aan minus 2. En dit wil sê, q is minus 2. Maar, onthou, hulle het nie gevra vir die q-waarde nie, hulle het gevra vir die vergelyking van die horisontale asymptoot, so dit wil sê, y is gelyk aan minus 2. Ok, by vraag 5.3 wil hulle weet wat die waarde is van a. Op die oomblik het ons f van x in hierdie formaat, f van x is gelyk aan a gedeel deur x minus 1 minus 2. Nou moet ons onthou dat hulle in die vraag gesê het dat die grafiek gaan deur punt 0,1, so ons gaan eenvoudig 0,1 invervang in hierdie vergelyking om vir a op te los. So ons gaan dus kry 1 is gelyk aan a gedeel deur 0 minus 1 minus 2, neem die minus 2 na die ander kant toe, so dit raak 3 is gelyk aan a gedeel deur minus 1, so daarom is a gelyk aan minus 3. Ons kan ook kontroleer dat dit sin maak, want a is negatief, so dit moet in kwadrant 2 en 4 wees, en dit is inderdaad hoe ons dit ook het. By vraag 5.4 wil hulle weet watter waardes van x, f van x is groter of gelyk aan 0. Ok, so ons wil dus weet waar is f bo of gelyk aan die x-as. So, dus gaan dit hierdie gebied wees. Okay. Want dit is waar f bo die x-as is en ook insluitende die x-as. So ons gaan die x-koördinaat moet uitwerk, die x-afsnit. Ok, so om dit te doen gaan ons y 0 maak en vir x oplos. So dit gaan dan wees 0 is gelyk aan minus 3 gedeel deur x minus 1 minus 2, 2 is gelyk aan minus 3 gedeel deur x minus 1, en dan gaan ons kry
2x minus 2 is gelyk aan minus 3, tel die 2 by aan al twee kante, so dis dan minus 1 is 2x, so x is dan minus 1/2. Ok, so ons weet nou dat daar die punt se koördinaat, die x-afsnit se koördinaat is dus minus 1/2,0. So gevolglik, die waardes van x, wat f van x groter gelyk is aan 0, gaan dan wees minus 1/2 is kleiner gelyk aan x, is kleiner aan 1. Let wel, ons sluit nie die 1 in nie, want dit is 'n asymptoot. Ok, dat is hy. By vraag 5.3 word grafiek f getransformeer na h. En hulle sê ook vir ons dat die definisie en ware versamelings dieselfde is, en dus sal die asymptote van h dieselfde wees as wat ons by f gehad het. En dan sê hulle vir ons dat h aksent van x, dit is nou die afgeleide, die negatief in die definisieversameling daarvan is. So ons weet ons gaan 'n refleksie hê. Onthou, die afgeleide is die gradiënt op 'n spesifieke punt. So daarom het ons twee moontlike opsies. Ons kan of sê, ek het nou hier geteken hoe h kan lyk in oranje. So ons kan hê 'n refleksie oor die lyn y is gelyk aan minus 2, of ons kan 'n refleksie hê oor die lyn x is gelyk aan 1.